Goeiedag lieve vriende, baie welkom by Huisfix. Ons is so op die tweede dagie van ons reis hierdie week op pad na die Goeie Vrydag of die kruisiging van die Here Jesus. En vandag praat ons bietjie oor die strydgesprekke. Ons het gister gepraat oor die reiniging van die tempel, waar die Here eintlik die kultus, die tempel kom omdraai het en gesê daar's 'n nuwe tyd wat aanbreek. Die strydgesprekke wat ons in die evangelies kry, word ook hierso in meeste van die evangelies, ons nou Lukas lees, hier neergesit na die tempelreiniging, want toe is die fariseërs en die sadduseërs stigtelik op soek na 'n rede om Jesus te kruisig. Min wetende dat hy moet sterwe, wil hulle hom skuldig bevind op hulle terme en hom dan volgens hulle reg veroordeel. Maar Jesus is 'n slim vir hulle. So ons kry 'n paar strydgevegte, so ek nou maar net die Lukas evangelie vat wat ons hiermee werk. Veral Jesus in hoofstuk 20 oor waar kry hy die gesag om wonderwerke te doen, en dan lê hulle bloot en sê vir hulle, hoorie man, as julle vir my kan sê, is Johannes se doop van die mense of van God? En dan sal hulle nou, kan hulle sê, hoorie, ons kan, as ons die een kies, is ons die moeilikheid, as die ander kies moeilikheid, so ons sê liewer ons weet nie, en daarmee wys hy skyn heiligheid, dat hulle eerder onnosel lyk, as om 'n verkeerde antwoord te sê, en ongewild is by die mense, of uitgewys word as verkeerd. Die ander een wat ons hierso sien is die enetjie wat ons dalk vandag 'n bietjie oor wil praat, is oor die betaal van belasting. En nou julle hierdie inleiding van Lukas mooi lees. Hy sê vers 20. Hulle het hulle kans afgewak. En toe stuur hulle geheime agente wat hulle as opreg voorgedoen het om Jesus op een of ander uitspraak te probeer vastrek sodat hulle hom aan die owerheidsgesag van die goewerneur kon uitlewer. Hulle vra hom toe, meneer, dit is nou hierdie agente, hulle vra hom toe, meneer, ons weet dat u in u prediking en onderrig regsinnig is. U let nie op die aansien van persone nie. U is getrou aan die waarheid en so maak u die wil van God bekend. Is dit reg dat ons aan die keiser belasting betaal of is dit nie? Maar Jesus het deur hulle slimstreke gesien en vir hulle gesê, wys vir my 'n muntstuk. Wie se kop en naam is daarop? En hulle antwoord, die keiser se. Toe sê hy vir hulle, nou ja, gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort en aan God wat aan God behoort. Hulle kon dit nie reg kry om hom voor die volk vas te trek op iets wat hy gesê het nie, en verwonderd oor sy antwoord, het hulle maar stil gebly. Een van die mooi strydgesprekke, ek dink die strydgesprekke hierso in die algemeen is vir ons hier in die Bybel opgeneem, in die evangelies opgeneem, om ons ook maar net so 'n bietjie daarin te herinner, dat ons maklik ook in hierdie ding kan verval, dat ons motiewe op ons vrae rondom die Bybel en rondom kerk en ons verhouding met God nie soos hierdie mense sinne met motiewe moet wees, maar dat ons altyd in alle opregtheid voor God moet staan. En miskien is juist die groot stryk waarin die fariseërs en die sadduseërs hier trap, is dat daar te min van 'n biddende afhanklikheid en 'n ware soeke na die waarheid was. Jesus, wat reg soos hierdie ouens hom val eintlik maar heuning om in die mond smeer, maar tog so reg is, wat hierdie goeters na vore bring, wil Jesus vir hulle sê, maar soek die waarheid. En vriende, dis ook wat ons vandag moet doen. Kom ons vra onsself net weer af, is my motiewe waarmee ek God dien reg? Jesus kom hier en hy bring die dwaasheid van hierdie skrifgeleerdes na vore, juis deur elke keer te wys daarop dat daar 'n dieper waarheid is, 'n groter waarheid, en dat hy nie in die strikke trap nie, omdat hy by die groot waarheid bly, is hy nie geneig om in strikke te trap nie. Dit bring ons ook maar net weer terug, as ons werklik in 'n ware verhouding met Jesus leef, en dit vir ons reg te gaan om na sy wil te soek, ongeag wat in ons kop aangaan, is sy eer op die spel. Lekker dag. Totsiens.